Dankie, Sondagskool, julle kan gaan. Is 'n gewone woensdag in my lewe. Ek weet nie waant ek hom gegooi het nie, maar ek het hom gegooi. Hy was die ekkie. Kan julle beheer kry? Goed breek agter. Genade. So, vandag wil ek met jou gesels oor iets en julle moet nou vanoggend met my regtig so 'n bietjie geduldig wees. Want ek wil met jou deel dit wat die Here so 'n bietjie wil kom uittrek vanoggend. So ons gaan in die skriftyd spandeer. En baie dankie. Ek wil jou vanoggend uitnooi om 'n bietjie die woorde op die bord, die skrifgedeeltes, maar om regtig intentioneel te luister. Want jy sien, my titel vanoggend is wanneer Jesus stop. En die lewe is besig en die lewe is vinnig en die lewe is 'n geraag en die mense is besig en pyn is dikwels ongesiens en tog is daar oomblikke in die skrif waar alles stil staan. Jesus het gestop. En nie vir die, ek wil die woord gebruik, magtiges nie. Nie vir die hardste stem nie. Maar Jesus het gestop vir een persoon. Oor die hoof gesien eintlik maar. Gebroke, wanhoopig, sondig en heeltemal alleen. En verwerp. En die waarheid is, kan ons vandag met mekaar eerlik wees, en as jy hier nou nie amen sê nie, dan gaan ons gou die diens afsluit en ons gaan 'n bevrydingsdiens doen. Want jou lewe het verander die dag toe jy Jesus ontmoet. Nee, dankie tog. Anders was ons nou hier tot Vrydag. My lewe verander die oomblik wat ek Jesus ontmoet. Sekere goed binne my verander en of jy daarvan hou of nie. Het jy al agtergekom? Toe ek die Here ontmoet, toe ek soos ek gaan niks los nie. Dis 'n manier nie. I am who I am. Ha! Asseblief. Wel, hy het dit verander. En mense het al vir jare probeer om my te verander, hoor. Hulle het op skool ook dit nie reg gekry nie. Maar die Here kom op 'n manier en hy kom verander. En Jesus kom staan stil. Nou ek wil begin en jy moet nou met my vanoggend bietjie geduld hê want ek gaan hom hier gaan haal en ek gaan hom oor die berg vat en ons gaan aan die ander kant omstap. Is dit oukei? Alright, julle het gesê ja, sharp. Ons kan seker 60-60 bestel, ons gaan nie weer so middagete. So, met dit gesê, kom Johannes 10 vers 10, wat ons uit ons kop uit ken. Die dief kom net om te, die dief kom net om te, Afrikaanse Bybel, dis is ek weet nie wat daar staan nie. Die duiwel kom om te kom steel, te kom slag en te. Maar ek het gekom. Julle mag nie afkyk daar nie. Is dit nie daar nie? O. Julle is jokkers in die kerk. Jokkers. Ek het sukkel julle dan om te lees of hakkel julle van natuur?
Soms dink ek ons moet net so 'n bietjie terug aan kinderkerk toe. Rarig. Want ergens langs die pad het ons dit wat Jesus eenvoudig kom maak het ons kom ingewikkeld maak. Die wêreld het dit kom ingewikkeld maak. Die wêreld het kom sê nee, dit moet so wees. Hallo. Terwyl ek dit wat hulle sê nogal nie binne sien nie. Inteendeel, as jy gaan kyk na die gemeentes in hierdie Bybel, wil ek vandag vir jou sê is die kerk in die moeilikheid. Want ons probeer dit reg doen. Maar eers het dit gegaan oor, ja, maar broer Piet hou nou nie daarvan as iemand op sy sitplek sit nie. En Gawie, een van die groot kokkedore met die dik brille op die kerkraad, hou nie so baie daarvan as ons oor sonde preek nie. En dan is daar nog Tannie Bessie. Nie hierdie Tannie Bessie nie, ander Tannie Bessie. Ek joke dit. Ek check dit of Tannie Bessie wakker is. Ek speel sommer net. Maar jy sien, ergens het ons gekom op 'n plek wat kerk geraak het, hoe ek lyk, hoe ek ruik, hoe ek praat, hoe ek optree, is belangrike goed. Maar ek moet vandag vir jou sê, dat ergens langs die pad het ons dit so ingewikkeld gemaak en ons het vergeet wat die kinderbybel in die kinderkerk gesê het. Want hy het ook die waarheid gepraat. Want daar het hy eenvoudig gesê, God is goed en die duiwel is sleg. Nee? Onthou julle dit? My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Nee? Ek kan nie die res onthou nie, ek het uitgeloop toe. Die berge maak hy, die riviere daar by, so iets, nee? Nee, my vrou, ek weet nie. Die see en alles aan, so iets. Okay, maar die Johannes sê Jesus, ja, Sondagskool. En dan was aan die en daar's visies in die water, kyk hoe swemel rond. Onthou julle die goed? En ons almal het ergens in ons lewe geloop en dit gevleit. En ons het dit geglo. En toe word ons groot. En toe maak ons dit ingewikkeld, want daar was geen verwagting gewees toe ons die Here gedien het in die kinderkerk nie. Daar was geen grys area nie. Want dis wat daar gestaan het, is wat ons gepreek het. Nee? Sê jy saamstem? Wie van julle sal verkies dat jou kind iets anders moet geleer word by die Sondagskool as die Bybel? Dalk die Koran of dalk die rapport. Julle nou ook ek is jammer. Nee? Of dalk moet ons die wêreldinsiklopedie vir hulle gee. Dalk moet ons die gevaarlike ding doen en hulle iets leer uit Wikipedia uit. Ek kan, het julle geweet dat ek kan nou 'n ding tik op Wikipedia en hulle sal sê dis die waarheid. Hulle vat dit van enigiemand af. En ek wonder by myself, ons sal nie tevrede wees as ouers daarmee nie, maar ons is tevrede as gelowiges van God, om goeders te vat wat nie hy is nie. Kom, ek praat by die ander kant van die kerk, hierdie kant hou nie van wat ek nou gesê het. Want jy sien, Jesus sê, die vyand kom met een doel, om te steel en te slag en te verwoes, maar hy het gekom om lewe te gee en dit in oorvloed. En ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy as kerk regtig sou glo wie Jesus is, sou ons krag gesien het hier wat ons nog nooit gesien het in ons lewe. Ek wil baie keer vir jou sê, baie keer as ek soos glo net wat hier staan, dan gaan dit met jou beter gaan. Ek praat nou met myself, natuurlik nie julle het ons nie foute nie. Want jy sien kragvol geloof, en Jesus het self gesê in Matteus 29, volgens julle geloof sal dit vir julle geskied. Nou hoor my vandag, ek praat nou nie van die ongelowige ding wat sê, dit het nou nie vir jou gebeur nie, jy het te min geloof, okay, daar is nie skrif vir dit nie. Daar bestaan nie so iets nie, okay? Want die ou wat aan die kruis gehang het niks geloof gehad nie. Niks, hallo. Hy het nie eens geweet wie Jesus is nie, hy het net gesê, maar vat my saam waartoe jy gaan. Kan ek en jy op 'n plek wat ons weer vir Jesus sê, vat my saam waartoe jy gaan? Ek wil julle nou nie in die oë kyk, dit lyk of ek met julle raas, maar ek doen regtig nie. Wanneer ons hom eer vir wie hy is, dan kom hy.
Maar hier is die probleem wat ek het. En as jy notas maak, moet jy hierdie skryf, maar ek gaan dit vinnig sê voor jy vir my kwaad is. Baie van ons het Jesus nie met ons monde verwerp nie, maar ons het hom verwerp met ons harte. Want jy sien, ons het verwerping beleef weens dalk smart, of dalk teleurstelling, of dalk het ons gebid en die goed het nie gebeur nie, en ons het 'n verwagting gehad, en dit is stadig en dit is stil. En ons het die gewig wat ons saam met ons dra. En die Bybel sê dat as ek en jy 'n gewig saamdra vir Jesus, is dit eintlik nie hy nie. Kan ek jou gou sê hoekom nie? Want onderdrukking kom van die duiwel af. Hy sê in Handelinge 10 vers 38, God het Jesus van Nasaret gesalf met die Heilige Gees en met krag, hy wat rondgegaan het en goed gedoen het en almal genees het wat deur die duiwel onderdruk was. Kan ek so 'n bietjie verder gaan, as jy okay? Dit was die inleiding. Het jy weet dat onderdrukking skree nie altyd nie? Het jy geweet dat onderdrukking het nie altyd 'n woord nie? Onderdrukking hou jou maar eintlik net op jou sitplek. Onderdrukking hou jou maar net in tweede rad, low range, vorentoe. Dit is seer gemaak baie keer om op te staan. Te trots om te sê, Here, ek het genesing nodig. Dalk te opgewek om te verklaar dat Here, iets is nie reg nie. En dalk is jy te trots. Want jy sien, ek en jy trek vir onsself hier die lyn oor waar ons besluit ons waardigheid moet wees. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil die man wees wat gesit het en gesê het, Here, seun van Dawid, ontferm U oor my. Ek wil nie omgee wat enigiemand dink nie, maar ek wil op 'n plek kom om te sê, seun van God, ontferm jou oor my. Jy sien, want baie keer is ek en jy as gelowiges in 'n tronk en niemand weet daarvan nie, want ons sit net op ons stil plek, want dis wat die duiwel ons wil hê. En Jesus kom op 'n plek wat hy gesê het, kom ek staan gou 'n bietjie by jou stil. In die middel van die skare, in Markus 10 vers 46 begin hy, en ons ken dit, Bartimeus het geskree. Onthou jy dit? Die skare het vir hom gesê om stil te wees. Die godsdiens, die gelowige, die kerk, die manier hoe ons kerk doen, het gesê jy moet stil wees. Die samelewing het vir hom gesê jy tel nie, jy maak nie saak nie. En Jesus stop en sê in vers 49 van Markus 10. Nee, maar nooi hom maar saam. En ek voel op daardie oomblik het daai mense gevoel, onthou jy daai ouetjie wat niemand kies as jy kies vir spanne op laerskool nie? En weer die een wat laaste gekies word, daai een wat eintlik, jy kan nie saam speel nie, dis nie my bal nie. Nou julle daai ene? Ek dink die wêreld en die mense wat rondom dit was, het so gevoel, want die skare wou hê, Jesus moet aanhou beweeg. Jesus moet aanhou aangaan. Maar Jesus kom op 'n plek wat hy sê dat luister, my skedules word nie onderbreek deur dit wat julle wil hê nie. Dit gaan oor wat my Vader wil hê. En Jesus wil ek vandag vir jou kom sê, hoor altyd die kreet wanneer iemand ons probeer stil maak. Mense gaan nie jou hulpkreet hoor nie, maar hy doen. Hy stop vir geloof, nie status nie. Hy stop wanneer wanhoop en ongeloof mekaar ontmoet. Dan stop Jesus so 'n bietjie. Ek en jy voel baie keer in die skare dat ons stem stil is.
En niemand ons hoor nie. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, ek en jy die voorreg dat Jesus ons stemme ken. Jesus stop op 'n onverwagte plek. Johannes 4 vers 4, ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee van Jesus wat gestop het, en dan gaan ek een van hierdie voorbeelde heeltemal uitmekaar uittrek, want ek wil hê jy moet iets vandag verstaan. Johannes 4 vers 4, hy moes Samaria toe gaan, en ek wil hierdie stelling kom maak. Jesus het nie noodwendig die gaan doen 'n bietjie 'n studie, ek gaan nou nie vandag oor dit preek nie, maar Jesus het nie noodwendig geografies beweeg nie in die Bybel. Hy het redelik goddelik beweeg. En toe ek hierdie tik, toe dink ek myself, ek doen dit nogal goed. Daar gaan regtig min dae verby wat ek 2 dae na mekaar dieselfde pad kerk toe ry. Of selfs huis toe ry. Want ek herinner myself heeltyd aan die feit dat ek wil nooit gevang word. Hoeveel van julle het een pad wat jy huis toe ry, en dis dit? Kom nou. Don't be lying. Wie change dit so 'n bietjie op en ry as prins 'n ander pad? Min, né? Almal het 'n spesifieke roete wat jy Sondag kerk toe ry. 'n Spesifieke roete wat jy ry. Daar's baie ander paadjies, daar's baie ander maniertjies om te ry. Ek het myself al verdwaal na my huis toe. En dan sê ek soos, druk op my foon, home. Hy Siri, take me home. Dan sê sy vir my, make a U-turn. Want as ek heeltemal iewers anders op pad. Want ek het so vervoer geraak oor die ry en net iets anders te doen, sodat ek heeltyd my gees repeterend kan herinner aan die feit dat ek en jy moet goddelik beweeg. En nie volgens jou gewone gewoonte nie. Want wat is die gewoonte? Luister, die pastoor kan oor enigiets spreek, net nie 20 minute nie. Nee? 3 vinnige liedjies, 2 stadige liedjies, ons hou ons oë bietjie toe, en dan gaan ons. Nee? As jy nou getaan nie vir my, ja, ek gaan nou nie hier bly nie, want julle bly te lank stil en sing nie. Ek verstaan nie, dis die tyd wat jy met die Here moet praat. Ons gun vir jou die geleentheid, daar's 'n oomblik van die Heilige Gees. Waarmee is jy besig? Nee, wat, ek het my hele shoppinglys spaar so lank geskryf. Maar jy sien, ons het in 'n gewoonte verval. Jy sien, Jesus moes Samaria toe gaan, maar daar was 'n vrou met 'n gebroke verlede, met 'n beskadigde reputasie, 'n dorstige siel. En ons ken dit, Jesus het by 'n put ontmoet, ons weet van dit. Ek het nou daar gehoor gepreek. En Jesus stop nie om te veroordeel nie, nie om iets te openbaar nie, nie om haar te verneder, te verneder nie. Hy het net opgedaag om net te sê, ken net gou die gawe van God. Wanneer Jesus stop, verloor skande krag. Hy vermy nie jou verlede nie, hy red dit. Hallo, God vermy nie jou verlede nie, hy red dit. Een ontmoeting met hierdie vrou het haar hele lewe verander. Jy onthou die verhaal van die vrou met bloedvloeiing. Ek gaan nou nie deur al die verhale gaan nie, julle kan ontspan, ek is iewers hier op pad. En hier is my iets moois, want sy het nie geskree nie. En sy het ook nie gevra nie. Sy het geweet, as ek net aan hom kan raak. En Jesus het gestop, en wat het hy gesê? Wie het aan my gevat? Was dit sy reaksie? Hy stop toe, want hy besef, power has left my body. En hy sê vir haar, jou geloof het jou gered. En ek wonder by myself, hoe naïef is ons baie keer vir die aanraking met Jesus, dat ons baie keer wag vir die fisiese Jesus om te kom. Kan ek julle hierdie verhaal vertel? Ek wil vir julle dit vertel. Koenie, kom ek gebruik jou as 'n voorbeeld.
OK, jy kan agter my staan as jy die backdrop, dan gebruik ek iemand die backdrop. Die ketting wat hulle hang as jy Zoom meetings hou. Hy lap. Ja. So, doen gou my guns, né? Druk hard daar. OK, los. Sien jy dis wit, dan word dit weer rooi. Nou gaan ek die dag op 'n uitreik. Ja. Hulle moet ook sien. In elk geval. Nou gaan ek die dag op 'n uitreik. En ons preek dat ek naderhand lyk asof ek nog nooit in die son was. Soos almal aan ons druk en aan ons vat. En dan los hulle, dan sien hulle die kleer kom terug, dan vat hulle weer en hulle vat weer en hulle vat weer. Kyk Koenie, jy's bietjie stikkend, maar nou kom maar. Dan joke dit. Dankie, gaan sit maar. So sodra ek dit doen, dan staan 'n verandering op my vel en mense kan dit sien. En ek vra toe vir die persoon by wie ons die uitreik doen, hoekom vat almal so aan ons? Ek soos naderhand julle regtig, dis hoekom ek nie 'n laerskooljuffrou kan wees. Nou kyk, ek kan nie juffrou wees nie. Maar julle bedoel wat ek verstaan. So nou kom jy op 'n plek. Ek sal nie, want ek het my vrou gesien met die grondslagvla. Hier is heeltyd dis vashou en dan sê ek wil net gou hierdie kind saamdra. Maar ek vra toe vir jou, wat is die rede hoekom hulle so ons vat? Hy sê nou last week we preached to them the lady that touched Jesus and she got healed. Ek sê ja, hy sê and they took it literally. Ek sê meaning what? Hy sê every person that has the mic and preaches the word, they think he's got power. En hulle soek daai power. Julle laat hulle naderhand vir jou vat dat jy seer het. Want hulle soek dit. En hulle soek daai verwagting. En ek wonder by myself, kan ek en jy weer so raak as dit kom by die woord van God? Want het jy geweet dat ons nie fisies aan Jesus hoef te vat om hierdie krag en hierdie belewenis te hê nie. Ek en jy moet net hier binne onsself vind. Hier binne onsself bepeins. Because when we read this, when we love this, when we have a new revelation, wanneer ons openbaring kry uit hierdie skrif uit, is dit dieselfde as Jesus wat sê, hier's ek. Hier's jou vars aanraking. Hier's jou vars nuwe waarheid. Wanneer Jesus stil staan, verander alles. Ek gaan eendag hierdie preek oor Saggeus, maar ons almal ken die storie van Saggeus. Saggeus klim in die boom, wat heeltemal onnodig was. Hy het glad nie nodig gehad om in die boom te klim nie, want Jesus sou hom in elk geval gevind het. Kan ek en jy ook ophou ander goeders doen? Jesus gaan jou kry. Maak nie saak wat jy doen nie. Gaan ons ophou ander dan snaakse tierlantuintjies en goedjies doen en 5 keer op en af spring en 2 keer in die rondte draai en al hierdie snaakse besigheid. Kan ons ophou met dit? Kan ons op 'n plek kom wat ons sê, Jesus will find you, want hy's Jesus. Jesus stop by Saggeus en ons weet dat verander, Saggeus se hele lewe het verander. Maar ek wil vandag fokus op Lukas 18. En ek wil hom so 'n bietjie uitmekaar uittrek vanoggend, want ek wil hê ons moet iets hier vang. En ek gaan dit stuk vir stuk so 'n bietjie uitmekaar uittrek, want ek wil hê ek en jy moet besef dat Jesus stop nie vir geen rede nie. En hoekom ek hierdie vanmôre vir jou kom vertel en hoekom ek hierdie vir jou sê, is hulle moes daardie tyd nogal redelik Jesus soek. Hallo. Want toe was hy 'n lewendige mens wat op die aarde rondloop. So as jy by Jesus wil uitkom, moet jy vir hom gaan kuier. Moet jy in dieselfde stad as hy kom. Moet jy naby hom wees. Ek en jy wat vandag kind van God is, nadat hy die wil van die Vader voltooi het, hoef nie meer vir Jesus te soek of in dieselfde dorp as hy te wees nie. Ons moet net in die spieël kyk. Hy kan nie nader aan jou wees as wat hy is hier binne nie. Die Heilige Gees. So Lukas 18 vers 38 begin, hy sê, en toe hy hoor dat Jesus van Nasaret, is hy uitgeroep en gesê, Jesus, seun van Dawid, Messias, ontferm u oor my. En kyk gou wat gebeur, vers 39, en wat voorgeloop het hom streng beveel om te sê, bly stil. Nou, ek is 'n rebel, is fyn. Dit klink baie keer vir my soos die kerk.
Hoorie, kalmeer gou bietjie. Wees ordentlik, moenie skree nie, kry jouself by mekaar, want Jesus gaan nie kom as jy nie so is nie. Hy het slegte nuus vir hulle. Baie. Jesus daag op waar hy aanbid word. En hier is die volgende ding, dan vang ek myself met my eie leen. Jesus kan nie opdaag of totdat Jesus hier instap nie, hy is reeds hier. Maar waar hy aanbid word, dan kom die manifesterende krag van die Heilige Gees en dit raak tasbaar. Waar hy in liggaam, siel en gees in die waarheid aanbid word. Nou kan ek jou vandag gou iets vertel. Om in liggaam, siel en gees die waarheid aanbid beteken ek moet glo wat ek sing. Ek moet glo wat ek bid. Ek moet dit vasmaak in my hart en dit moet deel wees van my lewe. Want as ons sê, your name is power, your name is healing. Nee, die Here genees nie vir my nie. In die naam van Jesus. Dit dra krag. Die Bybel sê verder, hy sê, hy skree toe harder, seun van Dawid, ontferm u oor my. Nou wonder ek by myself, ons is geleer om dit so vir julle te lees. Die eerste keer toe sê hy, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek baie keer my vrou roep die eerste keer, sy hoor nie. Wat is aan? Wat is aan? En dan hoor jy, wat? Ek bel haar deesdae, ek skree nie op haar nie, relax. Bel haar, makliker. Hoorie, waar is jy? Maar as ek iemand se aandag soek en hulle hoor my nie, ek was daai kind op skool. Juffrou? Juffrou, nou weet ek sy hoor my, maar ek was stout, so sy het my ignore. En as ek soos, juffrou, ek moet net 'n van kies, wat anders net ook kykie juffrou die Facebook, en dan weet sy ek preek oor haar. Net 'n ander, kom ons gaan maar met van Staden, dit gaan veiliger wees, nee, van myself. As ek soos, juffrou, juffrou, haar juffrou gaan aan, sy skryf haar bord toe. As ek gaan soos, juffrou van Staden! En dan gaan staan ek langs haar. Juffrou. En dan kom 'n bordborsel nogal hier verby jou met 'n spoed. Hierdie man besef, hulle hoor hom nie. En hy is nie bewus nie, ek weet nie van jou nie, maar as iemand jou nie hoor nie, dan skree jy mos harder. Né? Dan raak ons mos harder. Ek lag so altyd as die ouer mense oud word, as hulle soos, hoe sê? As die ou tannies nou in die ooms vat, nou moet jy weet, gaan nou goed. Maar hy sê, seun van Dawid, hy het nie sag gepraat nie, ek wil nou nie hard skree, ons wil nie die bure moet nou iemand bel nie. Hy sê, ontferm u oor my! En ek wonder met myself, as ek in vandag se taal dit kan oorvat, hoeveel keer het ons op by die Here gekom en gesê, ek weet nie meer nie, ek kan nie meer nie, hierdie gaan net nie verby my nie, hierdie kom net nie verby nie, ek sien nie my deurbrok, ek sien nie my gebed nie, Jesus! Maar laas, sê kan jy bereid om vir hom te vra, ontferm jou oor my. Want ek kan nie meer nie. Jesus het toe gaan staan, laat hy na hom toe gebring word. Jesus het nie gaan staan vir orde, vir waardigheid nie, vir enige godsdienstige rede nie. Hy het gestop as gevolg van die wanhoop in daai man se stem. En hierdie het my gebreek. Jesus, wat alles weet, vra vir hom,
Wat wil jy hê? Wat wil jy moet ek vir jou doen? Dis vir my die snaakste. Want Jesus weet alles. En hy vra vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy sê vir hom, Here, laat my weer sien. Nou wil ek vandag vir jou sê, dis nogal obvious as iemand wat blind is na Jesus toe kom, dan sal jy aanneem. Dis wat Jesus wil hê, maar Jesus doen hierdie belangrike ding, terwyl hy weet wat die behoefte is, terwyl hy weet wat die man kort, terwyl hy weet wat die situasie is, terwyl hy weet hy moet stil staan en by hierdie man uitkom, vra hy nog steeds vir hom, wat wil jy hê moet ek doen? Ek wil vandag vir jou sê, by baie van julle gebede, staan die Here by jou en vra vir jou, wat wil jy hê moet ek doen? En dan is ons antwoord, ag Here, alles. Ag Here, as jy my net hierdie kans sal gee. Here, as jy my net sal vergewe. Here, as jy net dit. Ek wil vandag vir jou sê, die oomblik wat ek en jy dit besef, ek en jy nie wat hierdie woord van my en jou sê nie. Jesus wil hê, jou geloof moet in aksie kom deur te sê dit wat jy verklaar. Deur te verklaar dit wat jy wil hê. Jesus het nie ewe skielik aanstoot geneem omdat hy 'n wildvreemde ou op hom skree nie. Die mense was nogal redelik opset. Maar daar skrif vir hierdie. Op Psalm 34:17 sê die regverdiges roep en die Here hoor. Hallo regverdige. Maar die vyand kom steel ons stem. Die vyand kom steel ons hoop en hy verander dit in ongeloof en want Jesus hoor nie. En ek wil vandag vir jou sê Jesus herstel in oorvloed. God is goed en dit gaan nie verander nie. En die duiwel is sleg. En wanneer ons glo wie God werklik is, wil ek vandag vir jou sê, dan sal ek en jy die krag hê, ook die geloof hê en ook die nederigheid hê om te wag tot hy doen wat hy gesê het hy gaan doen. Okay. Ek het hierdie getik, maar ek's te bang om dit te lees. Nou rugstel sê iemand vir my, hoor jy praat so maklik met die Here. Jy weet hy's nie jou maatjie nie. Ek soos Jesus sien my elke dag van my lewe kaal. Hy is nogal my maatjie. En die persoon vir wie ek dit sê, het nie dadelik besef wat ek sê nie. Toe sê ek, maar Jesus sien my in my ingaan en my uitgaan. Hy is bewus van wanneer ek my oë oopmaak. Hy is bewus van die hare op my kop. Hy is bewus van die feit dat dit wat ek glo, dit wat ek sê en dit wat ek nog gaan doen, weet hy van en nog steeds kies hy om my lief te hê. Nog steeds kies hy om te sê jy is die seun in wie ek welbehae het. Hy sê nog steeds vir my, jy is die een wie ek met die naam geroep het. Maak nie saak wat dit is nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek is nie altyd 'n nice ou nie. Glo dit nou of nie? En hy ken daai ou. Jesus ken daai ou ook. Hy ken die een wat in die kussing gil. Hy ken die een wat kwaad raak. Hy ken die een wat nie die kerkgesiggie opsit nie. Ek het altyd gelag toe ek jonk was. Toe sê my ouma vir my, "Haai Shane, dan gaan ons kerk toe." Sy sê, "Boeta man, jy is so netjies aangetrek, jy het nie jou das aan en jou soet. Ek wil net een ding vir jou vra." "Ja ouma, kou hierdie chappie dat jy nie vloek by die kerk nie." Die duiwel kom steel ons hoop. Jesus het gesê ons moet nie netjies lyk nie. Hy het gesê hy aanvaar ons net soos wat ons is. Hy het ons gevorm en ons gemaak, die Vader. Dan sê hy sonder hierdie geloof, Hebreërs 11:6, sonder hierdie geloof sal dit moeilik wees om God te behaag. Hallo. Staan dit daar? Staan dit daar sonder hierdie sal dit moeilik wees om God te behaag of staan daar onmoontlik? Hierdie man het geweier om stil te bly. Hy het gevra, Here, ontferm U oor my. Hy het nie omgegee hoe dit lyk nie. Hy het nie omgeglo wat die mense gaan sê nie. Hy was nie omgekrap of enigstens geworried oor die feit dat iemand gaan sien dat ek uitkom vir gebed nie. Hallo.
Hoeveel keer bly ek en jy sit op 'n plek wanneer daar 'n geleentheid geskep word, want iemand moet tog net nie sien daar's fout met my nie. Ek's nou dag by 'n gemeente en ons bedien die aand en ek maak 'n uitnodiging en die pastoor kom heel eers uit. En hy kom staan voor en ek bid vir hom. Die res van die mense is so in skok dat die pastoor gekom het vir die gebed, dat er niemand gekom het toe nie. Hy bel my daai week, hy sê, Buks, weet jy hoeveel mense my gebel en wil vir ons kos bring, of weet of alles oukei is. Ek sê, hoekom? Hy sê, want ek het uitgegaan vir jou gebed. En ek sê vir hom, ek gaan vir jou 'n preek aanstuur om te preek vir hierdie mense. Dat jy is nie die begin en die einde nie. Jy's mens, soos ons almal. En ek wil vandag vir die volgende kom sê, moenie dat trots jou keer om te doen dit wat die Here van jou verwag nie, want wie gaan sien? Ek weet van mense wat na ander kerke toe gaan, dat daai pastoor of dominee vir 'n bid, dan gaan hulle terug na 'n ander kerk toe, want hulle wil net nie hê, hulle kerk moet sien, iemand bid vir hulle nie. Dit gebeur. Ek wil vandag vir jou sê, familie, die dag wat iemand hier moet uitstap, omdat hulle veroordeel sal voel, omdat ons vir hulle bid, wil ek vandag vir jou sê, gaan dit nie oor dat hier gebeur nie, dit gaan oor jou hart. Dis nie iets om op WhatsApp toe rond te stuur en vir almal te sê nie, ja, ons moet tog gaan kyk of Saartjie oukei is. Hier's nie 'n Saartjie nie. Okay, check net. Kan ek en jy ophou omgee omdat ons nuuskierig is en omgee omdat ons wil bid? Ek moet my gesig verander, ek het dit nie kwaai bedoel nie. Maar dan as jy nie omgegee hoe dit lyk as jy die Here aanbid nie. Maar laat ek jy nie omgegee om te sê, Here, staan by my stil nie, asseblief, Jesus, ek het jou nodig om by my te kom stil staan nie. Kan ek vandag met jou 'n geheim deel, is altyd vir my interessant as ons na enige konferensie toe gaan, ek kan die pastore by die konferensie so pinpoint, hy is een, hy is een, hy is een. Ons almal het so nek, ons kyk eers bietjie wat hier aangaan, ons kyk eers bietjie, né? Dan aanbid van daai mense, hulle is al in die troonkamer, dan is ek soos, eers net bietjie kyk. Want jy sien, jy raak so gewoond aan die feit that you must always give, you don't know how to receive. Ek wil vandag vir jou sê, as die lewe vir jou so gewoond raak, dat jy nie meer weet om te aanbid en hoe dit lyk om regtig by die Here te hoor nie, wil ek vandag vir jou sê, don't expect Jesus to come stopping by you. Hy gaan, ek sal net vir hom sê, hy moet dalk 'n bietjie wag. Maar hy sal by jou stop. Hy gaan dit doen. Maar my probleem is net, is ek en jy nog bereid om bo die skare uit te skree? Is ek en jy nog bereid om met ons stoel uit op te staan en vorentoe te hardloop en te sê, I need more of Jesus? Nee, ons het mos nou konservatief geraak. Diplomaties geraak. Ons kan nie uitkom en sê, pastoor, bid vir my, want hierdie is my probleem nie. Ons moet wag vir 'n spesiale diens. Ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat die kerk weer so honger raak vir die Here, dat terwyl die woord bedien word en jy dit wil hê, moet jy kom en ontvang. Dan wil ek vir jou sê, dan is ons besig met kerk. Dat dit wat ek hoor, wil ek ook hê, en ek wil kom, en ek wil dit aanvaar. Maar nee, ons is nie so charismaties nie. Dis nie charismaties, dis nogal redeliks Bybels. Want Jesus het verbygestap, toe hy die woord preek, het mense gesê, kom Jesus, asseblief. Waar is die dae wat ons wakker word, opstaan en sê, pastoor, doop my nou. Pastoor, bid vir my nou. Ek het Jesus nodig. Jesus het gestop. Jesus het gestop, sodat daai man weer kan begin lewe. Ek wil vandag vir sê, Jesus wil by jou stop, al was jy blind, al was jy gebonde, vasgekeer, al was jy skaam, al was jy verlore, wil ek vandag vir jou sê, nou kan jy sien, nou is jy vry, nou is jy gestuur, en nou is jy gevind. En dit is tyd dat die kerk weer opstaan en daai Jesus soek. Amen, Buks, dit was goed, Buks. Ek is amper klaar. Jy geweet dat die plek waar Jesus die laaste keer gestop het, was die grootste stop en die langste stop van sy aardse lewe? Is toe aan die kruis gehang het en gesê het, van vandag af hoef julle my nie meer te soek nie. Van vandag af hoef julle my nie meer te soek nie. Want ek gaan hom stuur, die Heilige Gees.
Hy het die vloek gestop. Hy het die krag van sonde en dood gestop en hy het finale woord gehad oor dood. En ek wil vandag afsluit met hierdie. Daar was ergens 'n oomblik in my en jou lewe toe ons vir 'n oomblik beleef het hoe die genadeproef van die Here. En vanoggend toe ons aanbid, toe bly die Here my herinner aan dit en elke keer as ek daaraan herinner word, dan huil ek soos 'n babietjie. Want as ek herinner aan die feit dat waar het hy my gaan haal? Waar was hy bereid om die dag stil te staan en te sê, jy tel? Waar was die dag wat hy gesê het, joh, almal sien jou so, maar ek roep jou by die naam. Ek doen wat ek doen en lewe soos ek lewe, omdat ek onthou waar hy my gaan haal het. Gaan ek dit mis? 100%. Gaan ek foute maak? 100%. Maar bly sy genade genoeg. En vanoggend was dit vir my so maklik toe ek hierdie ding getik het, want ek het gevoel, yes, ek het hierdie. Maar die dag toe genade my pad gekruis het, en Jesus by my gestop het, toe vra hy vir my, wat kan ek vir jou doen? En ek wil vandag vir jou kom sê, as Jesus stop, as Jesus by jou stil staan, wat 'n elke dag belewenis veronderstel is om te wees, moet ek en jy gereed wees om te sê, Here, ek is niks, maar U is alles. En ek staan vanoggend en ons aanbid en ek weet nie hoekom die Here my daaraan herinner het nie. As ek en jy weer besef wat die krag van die kruis is. Gister praat ek met iemand en ons kyk so 'n video wat hulle sê, wat sal jou laaste woorde wees as jy sien? En die een ou maak 'n grapie en hy kyk so op en hy sê, is that a meteor? En dit was sy laaste woorde, want hoe is dit nou? En een van die goedes is, wat ons toe nou die gesprek aanknoop is, wat sal jou laaste woorde wees? En ek sê vir die Here, hy weet wat op my grafsteen gaan staan, op my grafsteen gaan staan, ek het vir hulle gesê, ek voel nie lekker nie. Dis net 'n grapie. Maar hier kom die ernstige deel. Elke keer as ek daai joke maak, maak my vrou net so. Maar hoor gou. En ek vra vir die ou, wie sê, jy het laaste woorde? Wie sê, jy gaan die genade hê vir laaste woorde? As jy nie, maar ons almal, ek sê nie ons doen nie. Sy het nie die voorreg nie. Hy sê, Bix, maar wat sal jou laaste woorde wees? Ek sê vir hom, ek weet nie. Hy sê, ja man, daai 11de uur gebed. Ek sê vir hom, asseblief Here, moenie dat ek 'n 11de uur gebed nodig het nie. En ek sê vir hom, wat sal jou laaste woorde wees? Hy sê, ek weet nie. En weet julle waartoe gaan ek toe? Ek gaan terug na my oupa. Het 97 jaar oud geword. En hy's laas jaar oorlede. En sy laaste woorde was, He was crucified for me. Dit is sy laaste woorde. En ek wonder met myself, of ek en jy sal besef, dat daar is mense wat sonder die Here sterf. En hulle sterf sonder die Here as gevolg van die feit dat ek en jy nie die tyd maak om ook by hulle te stop nie. Daar's mense wat sonder die Here sterf en dis nie die Here se skuld nie, dis my en jou as gelowiges se skuld, want hy sê, gaan dan heen en maak disippels. Hoeveel geleenthede 'n dag mis ek en jy om iemand te vertel van Jesus? Of om iemand te vra, kan ek vir jou bid? Ek weet jy wil dit nie hê nie. Daar was 'n dag wat Jesus by jou stil gestaan het en vandag is my uitnodiging aan elkeen van ons. Wat as Jesus jou gebruik om by iemand te gaan stil staan?
Wat as Jesus jou kies om by iemand stil te staan? Hulle nie te indoktrineer met alles nie, maar eenvoudig net Jesus by hulle uit te bring. Want daar was 'n dag toe hy jou gesien het. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Here, toe ons oor die hoof gesien is eintlik, het U ons gesien. Here, toe ons gebore was, het U ons gekies. Here, U het ons genees en U het ons van verlore afgevat na gered toe. Here, en vandag is my gebed, mag ons U aanhou roep. Here, help ons om nooit die oomblik te vergeet waar U by ons gestop het nie, en mag dit ons dra. En help ons, Here, om te verander, om U meer te soek. Here, mag ons lewe volgens dit wat U beloftes is. En Vader, my gebed is, Here, vir elkeen van ons wat 'n oomblik nodig het vir Jesus om by ons te kom stil staan. Here, dat die Heilige Gees daai geleentheid sal gebruik, Vader, om ons nader aan U te trek. Here, gee ons die geleenthede om U te soek. In Jesus naam. Amen.